Karlik het môre haar eerste skou, perdeskou wat sy gaan ry, okay. En ja, ek weet, perdry is baie duur sport, maar dit help haar ongelooflik, dit is die beste terapie vir haar wat sy kan kry. En ek vra toe vir hulle wat sy boots moet sy aantrek, wat sy hemde moet sy aantrek, wat moet sy doen, en ek weet al vir maande, 'n paar maande al, Karlik se bootse pas aan nie meer nie. Sy dra size 3, sy druk haar voetjie in 'n size 3 in terwyl sy size 4 moet dra. En vandag toe sê sy vir my, mamma, ek het baie seer as ek ry. En my hart krimp en ek dink, okay, ons sal 'n plan maak. Nou loop ek en kyk na die pryse en ek kan nie hierdie bekostig nie, maar wat ek kan bekostig is dalk net gewone bootsies wat min of meer dieselfde lyk. By Jam of by Ackerman, of nie Ackerman, Mr Price, waar ook al. Ek het dit by Mr Price gekry anyways, en ek is besig om deur die rakke te loop en die hele tyd agter my kop dink ek, okay, sy moet nou 'n wit hempie kry. Hoeveel kos 'n wit hempie? Sê ek, is kos R80, booties is R300. En dan dink ek, okay, sal ek die hemp vat? Nee, gaan ek die hemp terugsit? Ja, okay. Toe ek die hemp vat, is ek, okay, dis nie eens die regte hemp nie. Want dis 'n wesie wat ek in my hand gehad het, nie 'n hemp nie. En hy skyn deur en ek toe, okay, gaan kyk toe nou na die pryse van die langbou hempie, wat sal pas R230. Ek tog, liewe vrede. Julle, ek weet nie hoeveel mamas is daar, wat ook aktiwiteite doen met hulle kinders, en dan loop jy tussen die rakke en jy wonder, wat sny ons uit hierdie maand? Hoe gaan ons maak hierdie maand om hierdie goed te betaal te kry? Wat sit ons op die tafel hierdie maand? Hoe gaan ons deurtrek? Ek weet nie. En ek is so dankbaar vir die kontrak wat ek vandag gekry het, want dit gaan ons 'n bietjie meer help. So, ja, werk jou boude af, mamma. Ek sien jou raak, ek weet, ek is saam met jou in die pot, ek weet hoe jy voel. En ek wil net vir jou sê, ek eer jou. En die feit dat ons nie hier sit op TikTok en bedel vir geld op lives en goeders nie. Dit is, enigiemand kan dit doen. Baie mense wonder, hoekom doen ek nie lives nie. Ek wil dit nie doen nie, dit voel soos bedel. Dit voel soos, ek gaan dit nou sê vir wat dit is, nie? Maar dit voel soos of jy 'n high class meisie van die nag is. Kom ons noem dit so. As jy dit doen, en dit voel nie vir my reg nie. Dit voel vir jou waardes met prys gee vir geld. En nee, so anyways, Karlik het haar boetsies gekry. Ek gaan 'n ander plannetjie maak met die hempie nog, maar môre gaan ons skou. Ek is baie opgewonde hieroor. Sy gaan mooi lyk, sy gaan gemaklik wees. En ek is opgewonde, en die mense is so akkommoderend hierso, waar sy perdry. Hulle is amazing mense. Ek sê vir jou een ding, ek dink as Tertia en Karlik mekaar nie in die week gesien het nie, dan kan jy sien aan Karlik se houding, sy raak ongeduldig en nie lekker nie, huilerig, en sy's net nie haarself nie. Perdry doen so baie vir hom, en haar afrigter is amazing. Maar ja, dit daar gelaat, ek is opgewonde vir môre se skou, ek gaan julle saamvat, en ons kyk wat gebeur. Ek gaan kyk wat ek vir haar hempie mooi kan kry, wat sal pas, 'n wit hempie met lang moutjies en swaan. En julle, ek is so opgewonde vir my kind. Dit is so lekker om haar te sien. Ek onthou die eerste keer dat sy hiernatoe gekom het, was sy 4 jaar oud gewees. En môre het sy haar eerste skou. Opgewonde. Ek dink ook omdat ek al hierdie jare hierdie ding in my agterkop gehad het, van dat ons haar kan verloor enige tyd, maar ons kan nie, want sy is nou ons in. Ek dink enige ander mamma het altyd daai stemmetjie in jou agterkop. Maar nou ja, alles gaan oor haar môre en ons is opgewonde.